Die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 103. Ek is professor aan ons Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, so dik A4 boek, so 460 bladsye inligting wat jou hare kan laat regop staan. Baie belangrik, vanaand vir die tyd wat ons in lewe. Saam met hom loop natuurlik die is Armageddon boek, wat ook 'n A4 boek, albei is A4 boeke. Die rooi boek met die perde, met die 4 perde wat uit die vuur uit hardloop. Eintlik 'n baie skrikwekkende voorblad. So ek wil tog sê, as u belangstel in die eskatologie en die dinge wat gepaard gaan in die eindtyd, as ook natuurlik vasgevang in die anti-Christus-sisteem, daai 2 sleutels tot die boek van Openbaring, vasgevang in die anti-Christus-sisteem en is Armageddon, hulle loop hand in hand. Die een vul die ander een aan. Baie belangrik. Hulle is so 4, 5 jaar, 6 jaar uit mekaar uitgeskryf elkeen. So elke keer was daar nuwe nagevorsde feite wat bygekom het. So jy belangstel of net 'n vraag hê, kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As jy die eerste keer is wat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Want jy het meer as 100 uitgawes reeds gemis, wat jy nie gaan weet wat gebeur het nie. Gaan na deel 1, begin voor en geniet die studie. Dis tog waaroor dit gaan. Is baie belangrik om in te teken, subscribe, sodat jy verskillende kennisgewings kry van al die ander studies wat ons mee besig is. Vergeet nie die Engelse studies nie, vergeet nie die TikToks nie, Engels en Afrikaans nie. En deel dit ook met ander asseblief. So, ons is nie deel van enige kerk, denominasie, organisasie, Israel Visie, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, the Yah Movement, die Jehovah Witnesses, 70 Adventiste, geen protestante kerk of denominasie of iemand die so moenie my kom probeer uithaal en my beledig en te sê ons behoort, die ouens like om te sê ons is 70 Adventiste. Nee, maar julle is, omdat julle praat van die 70 Adventiste en die Jehovah Witnesses, daarom is julle deel van hulle. Julle gebruik dit juist as 'n skerm. Ons is mos 'n sekte. Ja, amper sê ek nou iets anders daar. Kom ons gaan na Openbaring hoofstuk 19 vers 1. Openbaring 19 vers 9. Ons is nou by, ekskuus op vers 19. Openbaring 19 vers 19 en ek hanteer punt 4 daar, waar ons gestop het verlede week. Wanneer die laaste gedeelte van hierdie vers is, vers 19 verklaar, dat hulle, naamlik die anti-christiese mensdom, het hulle leers versamel om oorlog te voer teen hom. Hom is nou Jesus Christus, soos hulle hom noem, Jaffashua, wie op die wit perd sit, is dit beeldspraak wat Johannes gebruik om te verklaar hoe hierdie volkere verenig in hulle stryd. Dis die Islamnasies, die groen perdruiter, naamlik die duisternis teen die lig, om die waarheid teen die leuen. Hulle span kragte saam om die bo-natuurlike woord uitgewis te kry. In die volgende versgedeelte sal jy sien hoe word dit wat ek hier vir u verduidelik het, net weer bevestig. Wanneer die versgedeelte verklaar en die leers, dis punt 5, en die leers van die hemel het hom, dis Jaffashua, op 'n wit perd vergesel, en die leers in die hemele het hom Jaffashua op die wit perd vergesel. Is dit beeldspraak verwysend na die bruid van Jaffashua, wie reeds vir 7 jaar en 105 dae in die hemele by Jaffashua is, en wie nou saam met Jaffashua aarde toe kom, en die 144.000 Jode, om op die olyfberg te gaan verskyn. Het jy geweet, die 144.000 kom saam met hom?
Ek nog nooit gehoor die mense praat van dit nie. 144.000 kom saam met die bruid, en hy gaan sy voet op die olyfberg sit. Nou die olyfberg lê aan die teenoorgestelde kant van die Tempelmount. Tydens die wegraping van die oorblyfsels van 1/3 van Israel. Wanneer die woord van Jaffa verklaar dat daardie skare wie in rein fyn linne beklee is op wit perde ry, verwys uiteindelik na die koningskap van die bruid van Jafashua. Fyn rein wit klere. Wie gaan oorlog maak in wit klere? Het jy dit in jou lewe gesien? Wel, hulle kom nie om oorlog te maak, en dit is die ironie van die saak. Van ek my verstand het ek gehoor die pastoor praat van die oorlog wat die engele in wit klere kom. Hulle het van die engele gepraat, saam met Jesus, en hulle kom oorlog maak teen Rusland en teen China. Regtig, die Gog en die Magog. Terwyl die Gog van Magog is net een land, is nie twee lande nie. Die ouens kan nie eers regtig Bybel lees nie. Hy sê dit verwys die wat op wit klere, die ontelbare skare wat saamkom. Dis die bruid wat weggeruk is. Ontelbare skare. Aan die einde van Openbaring 3:22, waar Jafashua gekom het met sy wederkoms, Perosha, vir die bruid. Kyk hoe word die skrif vervul. Waar hy sê ontelbare skare. Wat het Jaffa vir vader Abraham gesê, of toe hy was op daai stadium Abraham? Wat het hy vir hom gesê toe hy hom die belofte gee? Jou nageslag sal wees soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see. Uit jou saad sal jou nageslagte wees. 'n saad. Nie saade nie. Nie saade, die 12 seuns van Jakob nie. Isak en Jakob en nee, dit sy nageslagte nie. Sy saad. Wie is die saad? Jafashua was die saad van die toekoms. Wat vandag die grootste probleem is vir die godsdienstige wêreld daar buitekant. Nie Jesus nie. Jesus is nou in die 16de eeu eers geskep. Hy's 'n ander ouetjie. Hy het niks met Jafashua doen. Dis ons 'n ander kom en ouetjie. Snaaks, né? Minagtend, want dis 'n Baal-god se naam. Wat hulle vir ons kom leer het, wat God se seun se naam was, toe ons in die kerke gesit het. Ek is so dankbaar dat Jaffa die skille van ons oë afgehaal. En hy sê ek openbaar my aan wie ek wil. Hy sê ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar eendag sal ons ten volle ken en ons profeteer ten volle. Hy maak die woord oop vir ons. Nou die profeteer is nie profeet te wees om te profeteer nie. Wanneer ons die woord bedien, dis profetiese woord wat bedien word. So wat gebeur, is dat hier's 'n skare ontelbaar op wit perde. Maar dis presies wat Jaffa vir Abraham gesê het. Uit jou saad sal die sterre so hulle uit jou the offspring from that seed, van daai saad sal wees soos die sterre aan die hemel die saad. Ek wil net weer sê, net terwille van die gesprek. Israel was nog nooit 'n groot nasie nie. Oor al die eeue nog nooit 'n groot nasie nie. Dit is altyd 'n nasie wat gevlug en gesukkel het en in ballingskap was. Hulle was maar altyd so klein dat ander lande hulle in ballingskap gehou het. Die Egiptenare, die Babiloniërs en so kan ons aangaan. Nie 'n groot nasie gewees nie. Hulle het nie groot aanwas gehad nie. Maar van Jafashua af, waar hy uit die dood uit opgestaan en lewend in die hemel en opgevaar het, het dit soos 'n groot tsunami, 'n groot atoomontploffing plaasgevind en die evangelie het oor die aarde versprei. Soveel so dat die Romeinse ryk hom doodgeskrik het vir hierdie sekte, het hulle ons gesê sektes, vir hierdie sekte wat skielik ontstaan het in so kort tydjie, dat hy gevrees het gaan hulle ryk oorvat. En tot vandag toe, 2000 jaar later, vrees die Romeinse ryk, wat nog net so lewendig en aktief is, soos in die tyd van Jafashua, hulle vrees die naam Jafashua. Halleluja, hulle vrees hom. En die Bybel sê die duiwel ook, né?
Die woord sê, hulle sidder en beef by die antwoord van die naam, Jahvashua, halleluja. Jy moet die boek kry, wat is jou God se naam? As jy nuwe kykers het, jy het nie nodig om dadelik die boek te kry nie. Gaan op my webtuiste, https://jahvashua.co.za, klik, as jy oopmaak, moenie klik op lesings, jy klik op artikels. Dan gaan lees jy die artikel oor wat is jou God se naam. Daar is so 85 bladsye. Al 4 bladsye wat baie interessant is vir u, wat vir u verskriklik insig gaan gee rondom die geopenbaarde name. En dan natuurlik moet u die Afrikaanse legkaart studiegids Bybels kry. Daar's reeds 2, die derde een is op pad. Ons hoop om by die einde van die maand om gereed te hê. Dit lyk as Jaffa liewe Sondagspa of die dinge gaan gebeur. Ons werk dag en nag aan dit. Dis behalwe dat die opnames al die tyd wat voorbereiding, navorsing besig met die navorsing en die skryf van die boek. Die derde legkaart studiegids Bybel. Voor in die legkaart studiegids Bybel is 55 bladsye inleiding. Wat 'n jong mens van 12 jaar oud kan dit lees en 'n jong mens sal verstaan. Hoekom is die name Jaffa en Jahvashua en nie God en Christus en Jesus en Here en Jahwe en Jehovah nie. Net daai voor, en dit is in Afrikaans, dis ons eie taal. Dis daar, kry dit. As jy dit nie het nie, kry dit, kontak ons. So hy sê hierso, wanneer die woord van Jaffa verklaar dat hierdie skare wie in rein, fyn, linnig beklee is op wit perde, hulle ry op wit perde, verwys dit eintlik na die koningskap. Hoekom ons is konings, seuns en priesters, al die op die aarde. Ons regeer oor die omstandighede, ons regeer oor die werke van die duiwel, ons bly nie hier nie. Ons koningskap sal voortgesit word in die hemel. Die woord sê so, konings, seuns en priesters van Jaffa. Want hy sê daar so in Openbaring 20 vers 4, en ek het trone gesien en hulle het op die trone gaan sit. Wie? Die bruid. En aan hulle is die oordeel gegee. Ons sit op trone. Wie sit op die troon? 'n boemelaar of 'n koning? 'n Koning. Wie is ons? Ons is konings. Halleluja. Fyn rein wit klere en die wit perde verwys in werklikheid na die koningskap van die bruid van Jahvashua in die hemel en daarom die beeldspraak verwysend na die wit perde. Dit is so belangrik dat die volgende versgedeelte sal reg verstaan. Die vuurpoel wat met swaal brand, as jy die boek het, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, 27:16, vers 20, Openbaring 19 vers 20, is interessant, né? Dit is die maklikste boek in die Bybel, is die boek Openbaring. En weet jy wat, die kerk het dit die moeilikste boek gemaak ooit. Ons was 3 jaar op teologiese college vir ons die teologiese grade. En ek wil vir jou 'n ding vertel, die bietjie wat ons aan Openbaring gevat het, was lagwekkend. Was lagwekkend. Ek dink, ek gaan nou nie sy name goed noem, een spesifieke dosent, wat ek hierso so 10, 15 jaar, so 10 jaar terug gekontak het, om met hom oor sekere goed te praat. En toe ek met hom, en hy was die dosent wat ons opgelei het, wat was een van die dosente wat ons opgelei het, in die Bybelskool daai jare, praat daar in 1997 het ons klaar, 79 het ons klaar gemaak met die 3 jaar graad. Toe wonder ek, diploma, teologiese diploma, maar dit was goed genoeg om 'n pastoor te word daai tyd. Toe ek met hom praat oor seker goed oor Openbaring, toe sê hy vir my, jy weet wat, dit help nie jy vra my nie. Ek het nie 'n klou oor die boek Openbaring nie. En hy's 'n pastoor wat verskriklik gepreek het oor die wêreld al. In Amerika en plekke, en hy was die hoof van die Bybelskool ook in Suid-Afrika. Nie 'n klou nie. Maar hulle het ons geleer oor die eskatologie.
amper was daar nie iets oor die eskatologie nie. So min was dit. En ek sê, dit is so fantasties dat Jaffa vandag, dit wat die moeilikste boek was in die Bybel, in hierdie moderne tyd waarin ons lewe, dat dit in werklikheid die maklikste boek in die Bybel is om te verstaan. Die boek Openbaring en die boek Genesis. As jy die eerste 5 hoofstukke van, of die eerste, kom ons sê, eerste 15 hoofstukke van Genesis kan verstaan, want baie van dit is geskiedenis, en jy kan Openbaring verstaan en Daniël, dan verstaan jy wat in die wêreld gaan gebeur. En dis wat die mense bang maak. Weet jy hoekom? Wat ons sê vir hulle op hierdie stadium, hoe pas alles in mekaar? Pastore, dokters, professore, bel en sê, ek weet nie. Kan jy help? Natuurlik kan ek help. Kom ons kyk na vers 20. Openbaring 19 vers 20. En die dier, naamlik die Rooms-Katolieke paus, volgens Openbaring 13 vers 1, is gevange geneem en saam met hom die valse profeet. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. En die dier, naamlik die Rooms-Katolieke paus, volgens Openbaring 13 vers 1, is gevange geneem saam met die valse profeet. Wie is die valse profeet? Die imam, die islam profeet. Die tweede dier volgens Openbaring 13 vers 10 en 11 en aan. Hy is die ou wat die wonderwerke gedoen het. 2 van hulle. Die eerste dier, Openbaring 13 vers 1, wat uit die see uitgekom het. See, mense, volkere, nasies en tale. Openbaring 13 vers 10, 11. Die dier wat uit die aarde uitgekom het. Hy het nie uit die see uitgekom nie. Hy het uit die aarde gekom. Hoekom uit die aarde uit? Ismael, Hagar, Abraham se hoerkind, saam met die slavin, die Egiptiese slavin, wat Sarah vir Abraham gesê het, vat haar, kry 'n kind, ek is oud, ek is verby die tyd. En dan wanneer hy 12 jaar oud is, hy was amper 13 jaar oud, wanneer hy die getalle bymekaar tel en aftrek, dis net bietjie sommetjies maak. Dan vat Abraham vir Ismael en Hagar in die woestyn en hy los hulle om dood te gaan. En dan verskyn die engel van Jaffa aan hulle, wat natuurlik Jafashua was, vir u wat weet. En dan sê hy, daar's 'n put van water. Ek gaan hom seën, die Vader gaan hom seën, dat daar 12 prinse uit hom voorkom. 12. Prinse gaan, en hoeveel prinse is daar vandag in Arabië? Daar's 12 prinse. Wie is die rykste nasies vandag? Die Arabiere. Wie is die Arabiere? Hulle is die Islamiete. Hulle kom uit Ismael uit. Alhoewel daar nooit 'n Ismael of 'n Islam geloof was, soos ons die moslims ken vandag nie. Want die Ismaelitiese geloof vandag en Islam, die Mohammedaanse geloof is presies dieselfde ding. Dit is eers geskep in 570 na Jafashua. Die Rooms-Katolieke Kerk, die Ismael geloof geskenk, of die Islam geloof geskep, en hulle sê dat Ismael was die seun van die belofte, hulle vader, hulle godsvader, hulle voorvader, Ismael. Nou ja, daar's baie om te sê oor dit, ek gaan nie veel oor dit sê op die stadium nie, maar uit Islam sien ons dan, het ons gesien, Openbaring 6 vers 9, die groenperdruiter, soos ons hom ken, die valperdruiter, groenperdruiter, kan teruggaan in die studie en net bietjie gaan kyk weer daar. Dit is daai selfde groenperdruiter, Islam, wat nou hierso te sprake is, die dier wat uit die aarde uitkom. Ek wil net weer druk op het sit, emphasis op sit, op het druk. Hy het uit die aarde uitgekom. Die aarde is die woestyn. En Jaffa het gesê, of Jafashua het vir hom gesê, die engel van Jaffa, wat Jafashua was, het vir hom gesê, hy sal die woestyn kry as sy grondgebied, Ismael. Hy kom uit die
Die woestyn is die aarde. Alright. So ons het die twee diere, die dier Rooms-Katolieke Paus, Openbaring 13 vers 1, wat uit die see uitkom, Openbaring 13 vers 10 en 11, en aan die dier wat uit die aarde uitkom, wat die tekens doen, in die Paus se teenwoordigheid, waarmee hy, naamlik die valse profeet van Openbaring 13 vers 11, hulle, naamlik die antichristiese mense op die aarde verlei het, wat die merk van die dier, naamlik die mikroskyfie implanting ontvang het, en sy beeld aanbid het. Hy het die beeld gemaak. Dis is hierdie ligte wat hulle vandag doen. Ek probeer nou vinnig dink, ek het nie dit in my voorbereiding aan dit gedink nie. Hierdie ligte, some diagram, wat hulle die ligte speel, en dan kan dit enige ding in die lig geskep word, sonder dat dit werklik daar is. En dit is wat gebeur. Hy gaan 'n beeld skep, en die goed praat selfs, want hulle gebruik speakers en goed, groot speakers en goed. Hy sê, sodat hy hulle gekry het om die mense, om die eerste dier, die paus, te aanbid, die antichrist te aanbid. Lewend is die twee, naamlik die paus en die valse profeet, Openbaring 13 vers 1, Openbaring 13 vers 11, gewerp in die vuurpoel wat met swaal brand. Dit is niks anderster as die hel nie. So hier word die hel eers geskep. Waar? Openbaring 19 vers 20 word die hel geskep, want daar was nie hel voor die tyd nie. Die vuurpoel wat brand met swaal en met vuur. En ek hoor die ouens praat so minderwaardig van die hel, van is 'n gaspypie met 'n burner bo en die gas word oopgedraai en toegedraai. Julle is die ouens wat eendag daar gaan wees. Dat jy gaan agterkom, dit werk nie met gas nie. En ons sê ook dat die hel is nie vir ewig nie, dis net tydelik, want God is 'n goeie God. God van liefde, sal ek gebruik die woord soos hulle dit gebruik. God van liefde, regtig. Maar my Bybel sê in Openbaring 1, dink is daar vers 7 so, dat sê, Joshua se oë soos vuurvlamme, en sy voete soos blinkkoper, en 'n swaard van vuur het uit sy mond gekom. Come on. Come on. Maar dit is iemand wat, nee, jy sien, dit is wat die beeld, wat die kerk geskep het. Hy kom as een wat kom wraak neem. Vir eeue was in meeste kerke geleer dat dit juis hierdie antichrist dier, naamlik die Rooms-Katolieke kerk met hulle pauslike bediening is, wat teen Jesus Christus gaan kom oorlog maak. Wat volgens Openbaring 20 vers 10, toe nie die geval is nie, want in Openbaring 19 vers 20, word die dier van Openbaring 13 vers 1, wat natuurlik dan die paus is, naamlik die paus, en die valse profeet, die tweede dier van die aarde, Openbaring 13 vers 11, reeds voor die slag van Armageddon. Nou moet jy mooi kyk wat gebeur. Voor die slag van Armageddon, in die poel van vuur en swaal gewerp. Ai. Lees gerus weer Openbaring 19 vers 20. Voor die slag van Armageddon plaasvind, is die paus, of kom ons sê die antichrist, paus, en die valse profeet Islam, die Islamiet, reeds in die hel gewerp. Die slag van Armageddon vind eers plaas by Openbaring 20 vers 8 tot 10. Daar vind die slag van Armageddon eers plaas. Met ander woorde, die antichrist en die valse profeet is nie eers op die aarde teenwoordig wanneer die slag van Armageddon gaan plaasvind nie. Of ek kan nie gewone Afrikaans lees nie. Vers 21 praat hy, en die ander is gedood. Die ander is gedood. En die ander is gedood met die swaard. En die ander is gedood met die swaard
wat uit die mond gaan van hom, daai hom is hoofletter hom, is Jahvashua, wat op die wit perd sit. En al die voëls is versadig van hulle vlees. Wat gebeur hier? Terwyl Jahvashua oordeele uitspreek oor die ongoddelike mense, begin die slag van Armagedon om plaas te vind. Hy maak dood met die swaard wat uit sy mond, nie in sy hand nie. Hy spreek oordeele oor hulle uit. Hy spreek vervloeking oor hulle uit. En alles gebeur in die laaste paar minute van die bestaan van die aarde. Nou sê ek weer dat u moet onthou dat die boek Openbaring nie kronologies geskryf is nie. Nadat ons nou vers 21 bestudeer het, verstaan ons dat hierdie versgedeelte 'n profesie is wat eers in Openbaring 20 vers 10 tot vervulling sal kom. Dis skrif in vervulling. Dis 'n profesie. Want die boek Openbaring is nie kronologies geskryf nie. Omdat hier nog, ek wil net weer sê, daar as ons nou vers 21 bestudeer het, dus wat sê in vers 21? En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond van hom, dis Jahvashua wat op die wit perd sit. Al die voëls is versadig van hulle vlees. Nadat ons nou vers 21 bestudeer het, verstaan ons nou dat die versgedeelte 'n profesie is wat eers in Openbaring 20 vers 10 tot vervulling gaan kom. Omdat hier nog eers 'n hele verskeidenheid dinge is wat moet plaasvind. As dit die geval is dat die valse profeet en die antichrist onmiddellik in die poel van vuur swaal gewerp is, kan die res van die dinge nie gebeur nie. Verstaan ons dit? En dis hoe dom die ouens was wat die ouens, die protestante, die ouens wat die Bybel, die 1611 King James Bybel en ook die 33 Afrikaanse Bybel geskryf het. Want hulle het geweet hoe om die goed te werk nie. Want hulle het 'n stelsel gehad wat die Katolieke hulle gegee het. Is 'n hele verskeidenheid goed moet gebeur voordat die voëls hulle kan versadig aan die vlees van die mense wie in die slag van Armagedon gaan sterf. Ons het ons gehoor voorheen, ek dink is 'n week voor laas, die woord gesê en Jahva sal die voëls roep, die vleisvretende voëls, kom versadig julle met die vlees van konings en perde en diere. Die volgende hoofstuk is sekerlik een van die mees omstrede gedeeltes in die Bybel, omdat geweldige verwarring heers met betrekking tot die 1000 jaar vrederyk op die aarde. As ons oor die 1000 jaar vrederyk praat, die aardse vrederyk wat hulle van praat, dan kan ek 'n hele dik boek net oor dit skryf. Ek dink ek sal later, as daar tyd is, weet net of 'n ou genoeg lewensjare oor het vir alles nie. As Jahva se wil albei is wat hy wil hê ons moet doen. Hy sê, dis een van die gedeeltes in die Bybel wat geweldig verwarring heers met betrekking tot die 1000 jaar vrederyk op die aarde. Terwyl ons hierdie hoofstuk gaan bestudeer, sal dit noodsaaklik wees dat jy geheel en al moet vergeet wat jy in die kerk gelees en geleer was met betrekking tot hierdie spesifieke onderwerp en net lees wat in die woord van Jahva geskryf staan. Dis al. Wil jy ou gesê trust me, trust me. Kom ons lees wat staan in die Bybel. Nadat ons hierdie gedeelte bestudeer het, is dit u volle reg om self te besluit wie is skriftuurlik of wie weet nie waarvan hulle praat nie. As ek dit in plain Afrikaans kan sê, dan kan u besluit wie het vir wie gelieg. En as ek vir jou gelieg het, vat die foon, bel my, sê prof, jy
vir my gelieg, deur vir my 'n klomp bollie te vertel. Openbaring 20. Openbaring 20. Die 1000 jaar, die Satan 1000 jaar gebind, die gelowiges hier saam met Christus, dis so staan in die 33 Bybel, saam met Jahweh. Die gelowiges hier saam met Jahweh. Openbaring 20 vers 1 tot 6, ons gaan dit so in die stukke gebruik, soos wat dit daar geskryf staan. Openbaring 20 vers 1 tot 6. Nou wanneer ons nou by Openbaring 20 kom, gaan dit vir ons essensieel belangrik wees om bietjie ons eie studie te moes doen. In terme van ons moet ons gedagtes laat gaan in sekere goed wat ons gehoor het, gelees het, bestudeer het, saamgestem het deur die boek Openbaring tot hierso by die einde van Openbaring 19. Want van die besluite wat ons geneem het deur die aantog na hierdie hoofstuk waar die Satan gebind gaan word. Sekere goed wat ons geleer het, wat reeds plaasgevind het, is dinge wat ons moet vra, gaan dit relevant wees ook in die tyd van Openbaring hoofstuk 20. Nou wat ek gaan doen, ek wil vir u huiswerk gee, want die tyd is ons gevang. Gaan doen huiswerk. Vat jou Bybel en jou notaboek en jou pen, vat elke versie en gaan deur die boek Openbaring hoofstuk 20. Maak jou eie opsommings, daar's 'n hele week. Moenie nie wag tot volgende week, maandag of dinsdag, en dan wil jy dit gou doen nie. Gaan en doen dit. Vroegtydig. Kyk of u tussen die lyne kan lees wat daar geskryf staan. Tot volgende week as Jahweh lewe gesondheid spaar. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.